So dankbaar bly ons voor saam met die lees op die musiekspan sê dankie op die lekker om die naam van die Here groot te maak saam met hulle. Ek weet nie van jou nie, maar ek is dankbaar ek behoort aan die Here. Dit maak het vanmorgen soveel anders. Ek het nog net vanaf van almal sê baie dankie wat in die Wiltermand was, maar ook aan almal wat gehelp het met die organisering en die almal wat 'n bydrae gemaak en groet ons waardeer elkeen van julle. Dis vir ons 'n voorreg om saam met julle die Here te dien. As jy Bybel saamgebring het, baie gerus saam met my na Exodus die 4de hoofstuk toe die 2de vers. Dis baie bekende gedeelte die woord van die Here. Hy sê daarop vra die Here vir hom, wat is daar in jou hand? En hy antwoord, 'n staf. En hy sê, gooi dit op die grond, en toe hy dit op die grond, en toe hy dit op die grond, het dit 'n slang geword, en Moses het daarvan gevlug. Toe sê die Here vir Moses, steek jou hand uit, gryp dit aan die staaf, hierop het hy sy hand uitgesteek en dit gegryp, en dit het 'n staf in sy hand geword. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmorgen in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, het gaan nie vanmorgen oor ons nie, maar het gaan oor U. Het gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanmorgen bid, o Gees van God, dat alle verstand te boven gaan, dat U vanmorgen sal inkom en ons harte sal aanraak. Kom vou ons toe met die liefde en die genade. En Here, ek eer U vir dit wat U vanmorgen in ons harte en in ons lewens doen. In Jesus wonderlijke naam. Amen. Ek het gisterand, terwyl ek voor die Here lê, die Here het my begin praat rondom die gedagte, ons soek partykeer na die groot goed, om groot dinge te bereik. Ons soek partykeer na die wonderwerk, en ons soek partykeer na hierdie amazing dinge wat moet gebeur, en die weerligstraal, terwyl God soek na wat in jou hand is. En terwyl ek gisterand voor die Here lê, toe begin die Here met my te praat, en hy vra vir my, maar wat is in jou hand? Nou ek kan vanmorgen vir jou sê, miskien is in jou hand die bediening wat God op jou lewe geplaas het. Miskien is in jou hand 'n belofte wat God in jou lewe geplaas het. Miskien is in jou hand 'n droom wat jy wil navolg. Miskien is in jou hand jou geloof, of miskien is in jou hand daar die woord van God, of daar die liefde, of daar die iets, daar belofte wat jou aan vasthou. En is op ons snaaks dat, toe ek gisterand na die Here, toe ek gisterand voor die Here lê, toe begin die Here met my te praat, en hy vra vir my, maar wat is in jou hand? En ek begin toe daaroor te dink, want daar is 'n paar goed wat ek vanmorgen graag sal wil sê, dis in my hand, en dis wat ek het. En die Here sê vir my, maar ek wil hê dit neergooi. En die oomblik, toe ek dit neergooi, en daarin gaan kyk wat gebeur met Moses, die oomblik toe
vir my, die verandering kan plaasvind wanneer ek die opdrag gee om dit neer te gooi. En dit begin my toe te raak, want dit begin toe in my hart op te kom, want die Bybel sê kosbare ding, en is dit is in hierdie vers, waar hy sê dat Moses spring op en hy hardloop sy eie stap. Hy vlug van sy eie stap af. Nou, ek is gelukkig nie bang vir 'n slang nie, maar ek ken 'n paar ouens. As jy 'n slang by hom neergooi, gaan hy draf. Hy gaan 'n rukkie besig wees. Hy gaan so 'n bietjie ver hardloop. En daarom dink ek hieraan, ek wonder wat het Moses gedink, toe hy die staf neergooi en die word op 'n slang voor hom. Ek wonder wat het in sy gedagte aangegaan, ek wonder wat in God nou, ek is iemand wat baie lief is daarvoor om iemand skrik te maak. Dis vir my een van my swakpunte in my lewe. Ek reageer goed as mense skrik. En ek het nog alweer aangesit en dink, en dadelijk sien ek die prentjie in my kop. En ek begin te lag. Ek dink God het net so lekker gelag toe Moses begin hardloop vir sy eie staf. Jy weet, net so 'n bietjie kom. En dadelijk kom het by my op, dat hierdie man van sy staf, en hy gooi dit op die grond neer, en hy hardloop weg vir sy eie staf. En dadelijk sê die Here vir my, daar's baie mense wat dit wat in hulle hand is, dalk ergens neergesit het, of neergegooi het, of verloor het, en baie mense hardloop weg van dit af, wat God eintlik in hulle lewens wil doen. Moses het nie verstaan dat hier die stok gaan verander in 'n slang nie, maar hy het geweet, God het 'n plan hiermee ook. En dadelijk sê die woord van die Here, hy het gevlug, maar hy het teruggekom. En hy het sy staf kom optel, hy het weer kom vat wat syne is. Kan ek vanmôre vir jou sê, miskien in 'n tyd geword, dat jy weer terugkom en vat wat joune is. Miskien moet jy weer terugkom en sê, ek wil weer my gebedslewe optel, ek wil weer my woordlees optel, ek wil weer my geestelike dissiplines begin optel, ek wil weer begin doen wat God wil hê ek moet doen, dat daar 'n verandering kan plaasvind. Mag ek 'n vraag vra? Wie van julle soek vanmôre verandering in julle lewens? Is nog 'n amazing dat soveel van ons 'n verandering soek, maar ons los dit wat God vir ons gee baie keer agter. Kan ek dit vanmôre vir jou sê? As Moses daardie staf gelos het omdat hy bang was, kon hy nooit die rooi see oopmaak nie. Ek wil hê dit vanmôre hoor, want dis baie keer uit vrees uit dat ons weghardloop van dit wat God in ons lewens wil doen. Dis baie keer omdat ons nie verstaan nie. Kan ek vanmôre vir jou sê, ek het iets in my lewe agtergekom. God is nie iets om te probeer verstaan nie. Dis net om te sê, ek vertrou U met my hele hart, my hele siel en my hele wese. Ek gaan nie vanmôre angstig rondkyk nie. Ek gaan nie vreesbevange wees nie. Al verander hierdie mikrofoon in 'n slang, gaan ek nog steeds doen wat God sê, wat wil wat? Ek het besef, I need the small things so God can do the big things. Ek het die klein goedjies in my lewe nodig om die groot goed te laat vermag. Pastoor, waarvan praat jy? Kan ek maar vanmôre vir jou sê, as jou Bybelleestyd gaan verander, gaan jou lewe verander. As jou gebedstyd gaan begin verander, gaan jou lewe begin verander. Kan ek net maar vanmôre sê, baie van ons het dit neergegooi en gesê, ag, dis nie so belangrik nie. Ek wil vanmôre terugkom en vir jou sê, if you can't pick it up, God can't change you. As jy dit nie optel nie, gaan God nie jou omstandighede kan verander nie. Ek het jou nou gevra, wie van julle soek na verandering in julle lewe? En 'n klomp mense se hande het opgegaan. Kan ek vanmôre vir julle die antwoord gee op dit? Ek het iets geleer. Ek kan nie in oorwinning kom as ek nie optel
wat ek neergegooi het nie. Moses loop daar van 'n berg. Hy kom by die rots en die volk soek water. Wat maak hy? Hy vat dieselfde stap wat 'n slang geword het. Ek wil net dit hoor, want hierdie was vir my snaaks. Ek het nog hieraan gedink, toe God vir hom sê, Moses, vat jou staf en slaan die rots. Ek dink het hom heel so geslaan en hom. Hy wil so 'n bietjie wegstap van hom al, want hy weet nie wat gaan gebeur nie. Hy raak bang vir dit wat kan gebeur. Ek wil hê jy moet dit verstaan, want die oomblik toe hy die staf vat en hy slaan in die rots en die water begin uitkom, toe besef hy, as ek hom daar gelos het en die volk dalk hier doodgegaan van die dors. Ek wil hê jy moet dit hoor, jou staf, dit wat God vanmôre in jou hand gegee het, is dalk nie net vir jou bedoel nie, maar vir jou buurman, vir jou kinders, vir jou vrou, vir jou familie, vir 'n wêreld hier buite wat verlore gaan. Hier is my staf. This is for me. Ek het gaan kyk daarna. Die woord van die Here sê dat hy het gegaan en hy het die staf gevat van hom en in die Rooi See geslaan en dit opgekloof. Oh man, dit was so mooi. Dit was so amazing gewees, want ek het besef, die oomblik wanneer jy vasgekeer voel, die oomblik wanneer jy vasgedruk voel, die oomblik wanneer jy voel, die vyand het jou in 'n hoek en hy weet nie om daaruit te kom nie. Vat dit wat God in jou hand gee. Pastoor, dis 'n stupid stok. Ek wil vandag vir jou sê, God het 'n stupid slingervel gevat om 'n reus te laat verslaan. God het 'n stupid gebed gevat om vanmôre die vis en die brood te vermeerder. Dit was nie daar nie, hoogdaverende goed nie. Dis om net te kom en te sê, ek vat dit wat God in my hand gegee het and I'll use it for His glory. Die Bybel sê dat Moses het gegaan. En hierdie was my verskriklik mooi. Ek dink dit is so die 17, as ek reg kan onthou. Hy sê Moses het gegaan en hulle was in geveg met die Amalekiete. En God sê vir hom, tel jou staf op in die lug. En hoe langer hy die staf in die lug het, hoe meer wen die Israeliete in die oorlog teen Amalek. Maar die oomblik as hy die staf laat sak, dan begin Israel te verloor. Maar hy kom naderhand, nie meer sy arms in die lug hou, hy het so 'n bietjie moeg begin word. En ek wil hê dit vanmôre hoor, want baie van ons het al dit wat God in ons hande gegee het, maar ons is besig om moeg te raak. Ons is besig om te laat sak. Ons is besig om nie te doen wat God wil hê ons moet doen nie. Ons is dan besig om ons Bybel lees, ons bid, ons geloof, hierdie goed te begin verwaarloos, of het dalk te laat val, of neer te gooi. Ek wil vanmôre vir jou sê, tel dit op. Pastoor, jy verstaan nie hoe moeg is ek nie. Nou kry mense om jou te help. Die Bybel sê, God het gegaan en hy het vir Hur en wat sê hulle man se naam nou? Sê weer? Aaron, hy het vir Hur en Aaron gegooi, toe sê hy, tel sy arms in die lug op. Ek wil hê dit hoor, jou staf is dalk die plek vir oorwinning vir ander mense, maar weet wat? Pastoor, ek het moeg geword. As ek jou moet sê, hoeveel maal het ek hierdie woorde al gehoor in die laaste 2-3 maande, pastoor, ek is moeg. Ek voel ek wil nie meer nie. Kan ek jou sê hoekom jy nie wil nie? Want daar is niemand wat onder jou arm inskuif en jou help om jou staf in die lug te hou nie. En weet wat? Dis nie net vir jou voordeel nie, dis vir hulle voordeel. Want as jy in oorwinning kom, sal hulle in oorwinning kom. As jy in oorwinning is, sal jou kinders in oorwinning wees. As jy vanmôre in geloof staan
Ek wil begin klaarmaak. Want jy sien, toe ek hierom begin dink, is daar iets wat in my hart begin opkom. Pas op dat jou staf nie jou God word nie. As toe waarvan praat jy? Party mense hou so vas aan hulle bediening. Hulle hou so vas aan dit wat lê, dit word naderhand afgod in hulle lewe. Klink verskriklik, was die waarheid. If God says, throw it down, throw it down. As God sê, draai om en loop weg, draai om en loop weg. Maar ek wil vandag vir jou sê, ek het iets geleer. Dit gaan oor gesag. As ek my aan gesag kan onderwerp, kan ek my aan God onderwerp. As ek my nie aan gesag kan onderwerp nie, sal ek my nooit aan God onderwerp nie. Hoor wat ek jou sê? Partykeer wil God hê, jy moet dit neergooi en los. Ek het gisterand terwyl ek voor die Here net toe sê, Here, as daar enigiets in my lewe is wat besig is om 'n God te word, wil ek dit neergooi. And I don't want it back. Maar ek wil vanmôre optel wat U sê moet optel. Ek wil weer my geloof begin optel. Ek wil weer begin vertrou soos Dawid vertrou het. Soveel snaaks. Dawid skryf in Psalm 23, hy sê, die Here is my herder. Julle het hom al gelees, né? En dan sê hy, U stok en U staf, dit vertroos my. En dadelik toe ek dit sien, toe kom ek agter, maar dit is hier dieselfde staf, hier dieselfde stok. Agter wie hy aanloop vandag. Ek weet nie hoekom God hierdie so swaar op my hart druk vanmôre nie. Maar die Here sê, is tyd om terug te gaan. Jou staf op te tel. Lang genoeg het jy weggehardloop, lang genoeg het jy gevlug, lang genoeg het jy probeer om van dit af weg te kom. And it's not a big thing. Ek het op die plaas groot geword. En ek het iets geleer. Ons het baie slange gehad. So, as 'n paar slange met wie nie beter nie. Bijvoorbeeld die pofvader beter nie meer, want hy pik agter toe. As 'n slang voor om te pik, sal ek met hom beter. En die rede hoekom is, ek weet as jy hom aan die stert gryp en jy trek hom terug, dan haal jy sy koil uit hom uit. Dan kan hy nie voor hom toe skiet nie. En dadelik toe gestrand hier aan dink, toe sê die Here vir my, hy sê vir Moses, as jy die staf optel, vat hom aan sy stert. Take the coil out of the viper. Ek het iets geleer gisterand en hierdie het my verskriklik gepla. Baie keer is dit jou eie staf wat jy neergegooi het, wat jou siek maak. As God jou iets gee,
moenie hom verwaarloos nie. Hy kan jou doodmaak. Pastor, waarvan praat jy? Daar die slang kon Moses doodmaak, stem nie met my saam. Raad, as jy jou gebedslewe neergooi en jy los hom, gaan jy geestelik doodgaan. As jy jou Bybel neergooi en jy los hom, gaan jy geestelik doodgaan. As jy jou geloof neergooi en jy los hom, gaan jy geestelik doodgaan. Ek wil nie dit verstaan vanmorgen, en weet wat die beste van alles. Die duivel sal jou altyd die slang wys. Pastoor, as dit is hoe God is, dan weet ek nie, of ek die kind van God wil wees nie. Kan ek dit vanmorgen vir jou sê, as jy nie besef, dat God simpel goed gebruik, wonders en tekens nie te doen nie, dan doen jy die verkeerde God. Moenie wegstap van dit wat God in jou hand gegee het. Wie wat die ergste van ons? Ek loop nou aan en dink, ek is omtrent 14, 15. Ek ook, was omtrent 7 jaar oud, 8 jaar oud. Toe ek die eerste keer sien, hoe die duivels uitdryf. Oh man, en ek was bang. Ek was 'n kind en ek was bang. Ek het nooit besef dat ek 15 word, ek die eerste keer deel gaan wees, waar my pa duivels het uitdryf en ek en my broer moet help nie. En ek het nooit besef dat in my bediening is dit een van die goed wat ek al soveel maal gedoen het om demone uit te dryf. En dadelik toe ek hierin gaan sit en dink ek by myself, if I ran away when I was 7, I could not complete what God has in store for me. As ek daar weggehardloop het, sou nooit kan kry wat God vir my instoor het nie. Elke loop vir my, elke gesluit. Ek wil nie my moeder omkend nie. As jy vanmorgen hier sit en sê, Here, ek het nodig om op te tel wat ek laat val het. Ek het nodig om weer te vat wat ek laat gaan het. Here, ek wil vanmorgen kom en ek wil bid en vra, Here, help my om het op te tel. Here, ek wil al weghardloop daar vanaf, maar ek moet teruggaan. Ek wil optel wat God vanmorgen wil gebruik. As jy vanmorgen hier sit en sê, Here, ek wil het optel, steek op jou na God. Dankie vir die hand op die reg oor die gewoon opgaan. As jy hand opgesteek het, sal jy staan en opstaan, asseblief. Ek wil graag saam toebreid. I need to pick it up. Onze Vader, wat in die hemel is. Ek wil vanmorgen kom. En ek wil vanmorgen sê, Here, ek is jammer dat ek weggehaken het van dit wat U gesê het, gooi neer. Here, ek wil vanmorgen kom en ek wil die eenvoudigste ding ook vat. Eenvoudig soos Bybel lees, eenvoudig soos bid, eenvoudig soos om geloof te hê, eenvoudig om vast te hou aan God. Ek wil dit vanmorgen weer vat en dit optel en sê, Here, ek sal het nie los voordat ek nie die wonders en tekens sien wat God hierleer wil doen nie. Here, en voor die staan mense wat sê, ek het nodig om het op te tel. Ek het nodig om weer te begin doen wat God wil hê ek moet doen.
Here, ek wil vanmôre bid vir elke persoon wat so voel. Ek wil vra, Here, wys ons. Gee ons die tegniek. Wys ons vanmôre wat ons moet optel. Wys ons hoe ons dit moet optel. Maar ek wil bid en vra, Here, verander my. Verander my hart. Want ek wil doen wat God wil hê ek moet doen. Here, ek sal U loof. Ek sal U prys. En ek sal U verheerlik. In Jesus naam. Amen. En amen. Ek is so lekker hier. Wie van julle het al 'n kruisie gevat en hom opgetel? Net 'n gewone kruisie, sommer as jy kyk na 'n juwelier of ergens 'n kruisie optel, het jy al een opgetel? Dan wil ek vir jou sê, en 'n mens word nie bang as jy dit optel, jy is reg. Maar dit wat vanmôre klein in jou hand was groot in Jesus se lewe. En toe ek dit begin besef, toe kom ek agter dat dit wat vir my maklik is dalk nie vir hom maklik gewees nie. Maar die uitkoms was verskillend. So dit wat dalk vir my vanmôre maklik is nie vir jou maklik nie. En dadelik sê die Here vir my, ek wil jy moet verstaan, ek het vir jou iets in jou hand gegee, wat ek wil hê, jy moet gebruik. Nie elke ou 'n staf gekry nie. Party het 'n swaard gekry. Ander het 'n sagte woord gekry. Ander woord van wysheid, ander woord van kennis. Kan ek het môre vir jou sê, I need to pick up what I have left behind. Ek moet optel wat God vanmôre wil hê ek moet gebruik. Ek is so dankbaar dat toe Jesus aan die kruis gehang het, of toe hom klaar geslaan het, het hy sy kruis opgetel en geloop. Snaaks het sy kruis op 'n stadium laat val en hulle het Simon van Cyrene geroep om hom te help. Simon het die kruis alleen gedra nie, he just helped. Sien jy die bewys, ek het nou gesê, Moses het sy hande in die lug gesteek met daardie staf. Daar was ouens om hom te help, Aaron en Hur. Maar vandag het 'n klein kruis 'n baie groot verandering in my lewe gebring. It is to show I've been there. But God helped me to pick up my cross. Wat sê Jesus as jy agter my aankom? Jy het kruis op en volg my. Wow. Net God kan verandering bring vanmôre. Dan vra die broers om te help met die tafel na vore gekom. In die nacht van die verraaiers het hy die brood geneem en hy het gebreek en het gesê, hierdie is my liggaam. En ek wil hê met vanmôre hierdie klein broodjie vat
En as jy hom vat in jou hand, kyk hoe klein is hy gesny. Sal jy dit vir my doen? Kyk hoe klein is hy gesny. Maar besef vanmôre hoe groot verandering dit kan bring. As jy vanmôre kom in geloof en jy sê vir die Here, Here, die dokter het my 'n slegte diagnose gegee, of ek is vanmôre uitgetrek uit my omstandighede, of Here, ek het 'n probleem met my finansies, of wat. As jy vanmôre kom en sê, Here, ek vat vanmôre iets kleins. Die liggaam van Jesus. The small piece is going to bring a change. But I pick it up. As jy vanmôre verandering soek in jou lewe, val hy broodjie en sê, Here, ek gaan hier beëet vir verandering, want ek weet, God is in staat. Amen. Kom ons moet die volk, ek moet die volk. In the light, I can't wait till the world sees you. In your precious name, you're still the same. Yesterday, tomorrow is here. Light of my life, flame of my fire, the wind in my wings, there is healing salvation in the rest. Messiah, Yeshua, Messiah, honoring the King of Kings, creating God of everything. Yeshua, Messiah, Yeshua, Messiah, wanted one to be the King, creating God of everything. Aloud, without a doubt, we're ready for the final countdown. Prepare him a bride, set aside this cup overflowing wine. Light of my life, flame of my fire, the wind in my wings, there is healing, salvation, deliverance. Yeshua, the Messiah, Yeshua, the Messiah, honoring the King of Kings, creator God of everything. Yeshua, the Messiah, Yeshua, the Messiah, anointed one to be the King, creator God of everything. Yeshua, the Messiah, Yeshua, the Messiah, honoring the King of Kings, creating God of everything. Yeshua, the Messiah, Yeshua, the Messiah, anointed one to be the King, creating God of everything. Yeshua, the Messiah, Yeshua, the Messiah, honoring the King of Kings, creating God of everything. Yeshua, the Messiah, Yeshua, the Messiah, anointed one to be the King, creating
Dit vermogen iets kleins nodig. Jy het net die naam nodig van Elohim. En wie wat lofpryse en aanbidding is ons machtigste wapen wat daar is. En dis hoekom toe hierdie lied begin sing Elohim, het hulle niks anders gesing as net Elohim, prys sy naam. Want wie wat, waar God sy naam groot gemaakt word, kom groot, veranderende, teweeg. You don't need big things, you only need something small. Amen. Gooi dit vanmorgen? Halleluja, sing het saam met my vanmorgen. Ek glo in God, wat van iets kleins geworden het. As jy dit vanmorgen glo, kan jy dit vat. Tel het op, God will show you what he's able to do. En ons gaan ons lieders en offergaves na die skatkis bring. Die Bijbel sê, dis 'n belangrike deel van my godsdienst. Hoekom sê dit? Hy sê ons steel by God. Maar sê, waarom steel ons? Ons sê, jy het nie, dis in die offergaves. Ek weet nie van jou nie, as ek iemand van steel, geef hom pak, van nummer 1, laat sluit op toe. Dis ons hoe dit werk. En weet wat is die ergste van ons? Ons sit baie keer in geestelike dronke, maar ons is nie stil. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil optel. Ek wil vrykom. Ek wil op die plek kom, waar ek sê, vertrou God, hoe alles. Glo jy dit vanmorgen? En ons gaan saam sing, en gaan julle Elohim sing, wat gaan julle sing? Ja, ons sing Elohim. Dankie. Ons gaan Elohim saam sing, maar ons sing die Pietersel offergaves. En die skatkis te doen.